Goeiedag, baie welkom. Kom ons begin met 'n oefening. Hou my hand dop. Hy beweeg stadig verby my gesig. En hy verdwyn. Daar het nou net iets gebeur, wat nooit weer kan gebeur nie. Dit kan herhaal word, maar dit kan nie weer gebeur nie. Dit is verby. En as jy daaraan dink, dan is dit net 'n gedagte. Dit is net 'n herinnering aan wat was. Dit is vir altyd verby. Dit is nie regtig nie, dit bestaan nie meer nie. Dit bestaan glad nie nou nie. Net die geheue, die herinnering van dit bestaan. En ons almal kleer dit anders in. Jy onthou dalk iets van die agtergrond en wie dit is en wat dit is, wie se hand dit beweeg het, maar dis 'n geheue, dis 'n gedagte. En die hele lewe is besig om te beweeg en verby te gaan. Al lyk dit asof dit stil staan, dit staan nie stil nie. Dink net nie aarde. Dink net nie watter spoed jy besig is om te beweeg. Dis hier by 1600 km/h wat die aarde om sy as draai. Dit voel nie so nie, dit voel of ons doodstil staan. Die maan draai om die aarde en die aarde draai om die son. 24 uur, 365 dae. En so beweeg ons sonnestelsel deur die Melkweg. In die oomblik wat dit beweeg, is dit verby met wat was, vir altyd. Nou die vroeë Christene, en denkers, groot denkers in die kerk, soos Augustinus in die 4de eeu, en Boethius het gebou op hierdie idees in die 6de eeu, en dit is uitgebrei deur die eeue, is dat hierdie fenomeen beskou is as nunc fluens. Dis die vloeiende fluens nunc nou. Dit is waarin ons leef. Dis die stroom van die lewe. Nou baie van ons het nie eers 'n bewussyn daarvan nie, dat dit besig is om verby te gaan. En ons sal dit sê. Almal sê dit, in jou lewe gaan verby. Maar jy het nie 'n bewussyn van dit nie. En dit is baie belangrik. Johannes sê, die wêreld, alles gaan verby. Dink vir 'n oomblik daaraan. Alles wat jy het, gaan verby. Die huis waarin jy bly, gaan nie vir altyd wees nie. Die kar wat jy ry, gaan nie vir altyd. Die verhoudings, die mense in jou lewe, niks gaan bly nie. Alles gaan verby. Maar nou is die groot vraag, wie is dit wat dit sien, wat dit waarneem? Wie het gekyk na die hand wat beweeg? Wie het dit gesien? Dis jy. Dit is die waarnemer. Dis jy wat sien. Dis jou gees, dis jou hart. Dis jy kyk met die oë van jou hart. En raak vir 'n oomblik net bewus daarvan, let daarop, dat die waarnemer nie verbygaan nie. Jy's nou nog besig om te kyk en om te sien. Dit het die vroeë Christene en denkers beskryf as nunc stans. Stans is dieselfde, dis stabiliteit. Dis die nou. Dit verander nooit. En C.S. Lewis beskryf dit as die ewige nou. En dis eintlik al wat bestaan. Die toekoms bestaan nie. Dit gaan dalk bestaan. Jou idees oor die toekoms is net idees. Wat jy sien, wat jy dink gaan wees, is idees. Wat verby is idees. Al wat is nou. En dit is die ewige nou. Dit gaan vir ewig wees.
Dis groot. Dit gaan nooit verbygaan nie. Dit word beskryf as ewige wese. Dis wie jy is. Dis jou hart. Dis jy. Is 'n ewige wese. Wat beteken ewig? Ewig is nie eindelose tyd nie. Dis nie voortdurende tyd nie. Kyk, dis so baie van ons daaraan dink, né? Dat ek was nie, ek het nie bestaan nie, en toe bestaan ek, en van toe af is dit nou ewigheid. Maar eintlik het die ewigheid dan nie 'n begin nie. Het hy dan 'n begin, maar nou het hy nie weer 'n einde nie. Dit maak nie lekker sin nie. Maar nou gaan dit net vir altyd aangaan. Ja, ek gaan doodgaan, maar dan kry ek die ewige lewe wat net vir altyd gaan aangaan. Ewigheid is nie dit nie. Ewigheid is tydloosheid. Ewigheid is dat tyd nie meer bestaan nie. Karl Barth het gesê, God is 'n ewige God. En dit beteken dat hy buite tyd bestaan. Dat hy tergelykertyd by jou geboorte en by jou dood is. Want hy is buite tyd. Hy het tyd geskep. Daar was 'n tyd wat tyd nie was nie, daar gaan 'n tyd wees wat tyd nie meer is nie. So ewigheid is om in die nou te wees. Dit is om buite tyd te wees. Dis ewigheid. En jy is 'n ewige wese. Dit beteken dat daar 'n dimensie, 'n aspek van jou bestaan is wat buite tyd is. En Jesus het daaroor gepraat, né? Toe hy kom, toe sê hy, die ewige lewe is hier. Hy praat van die ewige lewe is iets wat ons nou kan hê, en dit is die Nuwe Testamentiese denke oor ewigheid is nie iets wat eendag jy gaan kry nie, dit is iets wat jy nou het en kan hê. As jy daardie bewussyn kan kry van die waarnemer, van dit wat nie verander nie, van nunc stans. Dit is 'n metabewussyn. Dit is 'n bewussyn buite tyd. Dit is 'n groot bewussyn wat kan sien en kan agterkom dat alles wat verbygaan word waargeneem, en ek sien dit. En wat ek sien bly, en dit bly vir altyd. So die inhoud van jou bewussyn is nunc fluens. Dit skuif, dit verander. Maar die bewussyn self is nunc stans. Dis groot, dis ewig. En jy's 'n wese. Jy bestaan. Jy is. Wese te doen met jou isheid. In Engels is dit dalk beter, jou being. En Paulus skryf in Lukas, in Handelinge 17, sê hy wat Paulus gesê het, en hy sê, in him we live and move and have our being. In hom is ons, beweeg ons en is ons. Jy is. Jy kan sien, jy kan hoor, jy kan voel. Ek is nie wat ek voel nie. Ek voel dit, ek sien dit. En jy in jou wese is in God. Jy kan net sê ek is omdat hy sê ek is. Maar om daaraan te kan dink dat jy kan sê ek is. Hy sê ek is. Ons vind ons isheid in hom. En dit hou net vir altyd aan. Dis 'n groot bewussyn. En baie van ons is nie bewus van die vloeiendheid van die lewe nie. Ons is nie bewus dat dit verby is en elke oomblik verbygaan nie. Dis groot om bewus te raak van dit. Maar dis nog groter om die metabewussyn te kry. Dat ek is 'n ewige wese, ek neem waar, en ek is nou, en dit sal nie verbygaan nie. Daarom kan ons sê, dat miskien net,
Die ewigheid behoort aan hulle wat in die nou leef. Met 'n bewussyn van die noemstans. My wese wat ek vind in God. Dit is miskien 'n onderskeid wat ons kan tref en kan agterkom met mindfulness. By die paar geleenthede wat ek in mindfulness omgewings was en gelei was in oefeninge, is jy aangemoedig om nie te dink aan môre nie te dink aan gister nie, maar net om te dink aan die nou, jou aandag te fokus en te vestig op alles wat is. En dan raak jy mindful van alles wat is. Jy word ook uitgenooi om na jou binnekant toe te gaan. En agter te kom, wat voel jy? Wat dink jy? Dis alles wat is. Dan is jy baie mindful. Maar let daarop. Dit is 'n uitnodiging om in die noemfluens in te gaan. Dis groot en dis 'n groot stap om te neem. Maar die Christen tradisie nooi jou na iets verder toe. Dit is ook om na die noemstans toe te gaan. Te let op die waarnemer. Wat na alles kyk, buite, maar opmerk dat dit ook verbygaan. Ook na die binnekant toe gaan en opmerk dat dit verbygaan. Jou gedagtes vloei die hele tyd, jou emosies gaan, jou begeertes, daai ding wat jy voel, ek moet dit nou kry, ek sal nie sonder dit kan leef nie. Sit net vir 'n oomblik met dit, vir 'n paar oomblikke, vir 'n tyd met dit, en jy let op, dit gaan ook verby. Dis daai meta-bewusheid. Daar's iets groter as mindfulness, persoonlik. Dink ek, heartfulness. Dit is om met die hart te kan kyk en te kan sien. En alles verander. Alles verander. Want as jy 'n noemfluens is, en jy kyk na alles wat verbygaan, en jy het ook nie 'n bewussyn dat dit verbygaan nie, is daar 'n geneigtheid by ons om vas te hou daaraan. Want dit is al waarvan jy bewus is. En dit is wat vir jou lewe gee. So dit wat ek kan sien, dit wat ek kan hê, dit wat ek kan kry, dit wat mense, ek hou vas aan dit. En as ek vashou aan dit, dan vorm dit 'n deel van my identiteit. Ek identifiseer met dit. Ek wil dit hê. Ek identifiseer met wat ek doen. Ek identifiseer wat moet ek kry, wat ander mense van my sê en wat my dink. Het 'n groot effek op jou. Want jy hou vas aan daai goed nie. In die vroeë kerk het gepraat van ongeordende gehegthede. Dis nie verkeerd dat jy lewe kry uit iets of iemand nie. Maar dis verkeerd wanneer jy te veel, te styf vashou daaraan. Te veel uit dit uit probeer kry. Want dit gaan verby. As jy nie 'n bewussyn het dat alles verbygaan nie, dan gaan jy dit geweldig traumaties wees as jy enigiets verloor in jou lewe. Wat vir jou belangrik is, waarmee jy geïdentifiseer het en waaraan jy sterk vashou. En jy gaan natuurlik met 'n vrees leef, want jy kan weet, ek kan dit dalk verloor. Ek gaan dit nie verloor nie, jy gaan soveel energie spandeer om dit net te kan vashou. En die tragiese is, jy verloor dit, dit gaan verby. Dit is hierdie ou Chinese volksverhaal, wat gaan oor miskien. Het gaan oor 'n pa en sy seun, wat saam die land moet bewerk, in die somer plant, sodat hulle genoeg en 'n groot oes kan kry vir die winter. Maar toe raak die pa siek en hy kan nie meer help nie. Nou sit die seun met 'n probleem, hy gaan nie genoeg kan plant nie. En hy sukkel om alles alleen te kan doen. En sy vriende kom en sê, jy is die ongelukkigste mens seker wat in hierdie hele omgewing is. Dat dit nou met jou moet gebeur, dat jy nou moet siek word. En die man sê, miskien. Sy seun doen iets wat
niemand daar kan regkry nie. Hy gaan na die berge toe en hy vang 'n wilde perd. Dit is baie moeilik om by die wilde perde uit te kom. En hy bring hom en hy maak hom mak. En hy begin om te kan ploeg en te kan plant en hy het hierdie dier, hierdie perd wat hom help om dit te doen. En sy vriende besoek die ou man en sê, jong, jy's die gelukkigste mens, om so 'n seun te kan hê. Hy help ons, hy het al die lande bewerk en hy help ander mense en ons hele dorpie het nou 'n perd wat ons kan help. Hy sê, miskien. Die seun val van die perd af, hy breek sy been. Hulle kom na hom toe en sê, jy's die ongelukkigste man wat daar is. Jy het siek geword. Jou seun het van die perd afgeval, hy kan nie meer loop nie, hy kan nou niks meer doen nie. Hy sê, miskien. Daar breek 'n oorlog uit. En al die seuns word opgeroep om te gaan oorlog maak. Maar hierdie een kan nie gaan nie, want sy bene is seer. En hulle kom na hom toe sê, jy is die gelukkigste man wat daar is, want jy is die enigste persoon wie se kind kan bly, al die kinders moet oorlog toe gaan, en so gaan die storie aan. Hy sê, miskien. En dit beteken nie dat jy totaal apaties teenoor die lewe is nie, dat jy gee nie om wat gebeur met jou nie. Dis glad nie wat dit beteken nie, maar jy hou nie so styf vas nie. Jy kry nie uit dit uit wat probeer die lewe kry uit iets wat dit nie vir jou kan gee nie. Want dit gaan verby. Dit gaan verby. So hier is 'n uitnodiging, 'n oefening, wat gedoen kan word om net miskien vir 'n paar keer in die dag, net te wees, waar te neem en te sien. En jy kan dit waardeer waarna jy kyk. Jy kan dit geniet. Maar met die bewussyn dat dit ook verbygaan. Sien hoe alles verbygaan. Luister. Die geluide is besig om te verander. Die voël wat jy kan hoor fluit. Hou op fluit en vlieg weg. Die boom se takke wat beweeg, hou op beweeg. Daar is 'n genot, daar is 'n verwondering wat in jou kom as jy dit waarneem en dan die metabewussyn te kan hê van die waarnemer wat bly, wat konstant is. En dan hierdie wete dat dit vir ewig is. In die begin is dit net 'n flits, 'n oomblik wat jy daai bewussyn het. Maar as jy dit kry, gaan jy 'n wow. Ek het dit vir 'n oomblik beleef, bewus geraak. Iets van die ewige wese, my hart, my diepste kern, my wese. Jy raak bewus daarvan. Soos wat jy sit en jy oefen dit, en jy sit en jy wees net, gaan jy agterkom, dit groei in jou, jy kweek dit in jou. In die begin is dit baie moeilik, jy gaan voel, ja, ek dink dit, ek doen dit, ek moet dit doen. Jy kan ook, wanneer jy sit, jou oë toemaak en net let op wat in jou binnewêreld aan die gang is, en hoe dit ook vloei, hoe dit ook verbygaan. Wanneer jy groei in dit, raak jou innerlike en jou uiterlike wêreld vir jou dieselfde werklikheid. Dis groot, dis wat jy nie kan sien nie, is net so erg en reëel vir jou. En jy kan dit sien verbygaan. Dit groei in jou. Wanneer jy oefen, moenie jouself te hard druk nie. Moenie hard wees op jouself nie. Moenie te hard probeer om dit reg te kry nie. Want dit is eintlik iets wat meer vir jou gegee word. Jy sal agterkom as wat dit is wat jy bereik. En op hierdie manier kan jy leer om net meer te wees. En jou bewussyn verander. Jy voel anders oor jouself, jy voel anders oor die lewe. En sekerlik 'n ander gevoel en 'n belewenis van God wat jy ook ontwikkel, dat jou wese in hom is. As jy belangstel om meer van
hierdie oefeninge te leer en hoe om dit te doen. Is daar interaktiewe leergeleenthede waarin ons beoefen, is aanlyn en daar is ook retreats wat ons het, wat jy baie welkom is om by te wees, waar jy in persoon saam met ander mense sit. Want hierdie is dikwels iets wat jy nie soseer leer, intellektueel, maar it's more caught than taught. Jy kom dit agter, jy snap dit en jy begin in dit te groei. Ons gaan in die volgende paar keer wat ons by mekaar kom, net die aard en die wese van ons hart verken, wat jou 'n aanvoeling kan gee en 'n gevoel kan gee van jouself, van jou hart en van jou diepste wese. Totsiens.